Amen, net daar waar jy staan, sê net vir die Here dankie. Daar is tog sekerlik iets wat jy van die dankie van sê vir die Here. Sê in 'n hoorbare woord vir die Here dankie vir sy wat hy jou gesond gemaak het. Dankie vir jou familie, Here. Elkeen van ons wat hier is, dit wil U verheerlik deur 'n woord van dank aan U uit te spreek in vreugde. Kom ons sê vir die Here net dankie. Here, dankie vir hierdie kerk, Here. Dankie vir my vriende, dankie vir my vrou. Dankie, Here, dat U my gesond gemaak het. Dankie dat U ons tot hier toe dra. Dankie vir elkeen wat hier sit, Here, wat hulle oorgegee het aan God en dat ons uitsien na die koms van die Here en dat ons in vreugde kan lewe vir die res van ons lewens. Dankie vir hierdie geleentheid, Here. Dankie dat U hier is en ons wil U loof en U prys. En my broer en suster, daar waar jy sit, gee net geleentheid en spreek uit jou hart uit en sê net dankie vir die Here. Dankie Jesus, U kan die se plek neem. Die tema van my woord is Christus Jesus se gesindheid in jou. Christus Jesus se gesindheid in jou. Vanoggend vroeg toe vra ek my vrou, toe sê ek, Teresa, weet jy van iemand wat die gesindheid van die Here in hom of haar het? En ek wag nog vir 'n antwoord. Is daar iemand hier wat iemand kan dink om te sê, my vrou, dat is daar iemand die, dink jy, as ons praat van Christus Jesus se gesindheid in jou, is daar iemand hier wat kan sê, ja, ek dink aan daai persoon of ek dink aan daai persoon, is daar iemand? Ek vra net, ek wil vertel van iemand wat ek weet wat Christus Jesus se gesindheid in hom gehad het. 'n kind van 8 jaar oud was baie siek gewees en dis 'n ware storie. En sy's in en uit by die hospitaal gegaan en in en uit. Jy weet mos as mense siek is, dan bid in die gemeenskap bid vir haar en alles en sy gaan in en uit die hospitaal toe en op die einde het sy gesterf. En by haar begrafnis het die mense baie bitterlik geween. En daar by die begrafnis was die dokter, die professor of die geleerde ou. En hy het getuig by die begrafnis en hy sê, ek sê die woorde wat hy nie gesê het nie, maar wat hy eintlik gesê het. Ek het Christus in Jesus gesien by die kind. Haar oë het altyd geblink en sy het altyd gepraat van die Here ongeag wat gebeur. En as gevolg van haar gedrag kan ek sê my lewe het verander want ek het Christus Jesus in haar gesien en hy het dit by die begrafnis gesê. Die suster van die hospitaal het gekom en getuig en gesê hierdie kind se lewe het honderde mense, selfs die personeel by die hospitaal se lewens verander. En sy het gesterwe. Hoeveel van ons het baie honderde mense se lewens verander? Ek is al 70 jaar oud en baie van ons. So ek vra vir julle, het jou lewe die manier hoe jy lewe, het die mense Christus Jesus in jou gesien? Die Engelse woord staan the mind of Christ. Jesus wil hê dat ek en jy, haar kort lewe het meer beteken vir baie mense as wat baie mense se lewens beteken het vir ander mense. En ek wys nie vingers na niemand, ek praat met myself. Altyd, julle ken my wanneer ek preek oor myself. En ek wil vanoggend bid vir elkeen van ons dat Jesus Christus se gesindheid in ons sal wees. Jesus se gesindheid in ons. Nou wat het jy nodig om Jesus se gesindheid in jou te kry? Eerste wat jy nodig het is Jesus. En as jy Jesus het, dan kan jy hom vra dat sy gesindheid in jou kom. Ek wil 'n paar versietjies lees. Die eerste vers is in Filippense wat Paulus skryf aan die Filippense en hy skryf hulle want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Jesus Christus was. Dis 'n bevel. Hy sê vir ons, vir my en vir jou vanoggend in die kerk. Hy sê want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Jesus Christus was. Hy wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En die gedaante gevind as 'n mens
het hy homself verneder deur gehoorsaam te wees tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Jesus Christus was toe hy gelewe het. Dwars deur die Bybel as ons lees, dan sien ons Jesus se nederigheid. Die prentjie wat hulle daar opgesit het was so mooi, ek het nie vir hulle gesê nie, waar Jesus die voete was. Die gesindheid van Jesus is wat ek en u moet openbaar in ons lewens. En ek wil vandag preek uit Markus uit, en dis vir my belangrik, dis goed om te weet van Markus. Ek wil eers praat oor Markus. Wie's Markus? Waar kom hy vandaan? En in Markus 1 tot 3, en ek het seker 4 of 5 puntjies wat bewys wat is die gesindheid van Christus. Hoe werk die gesindheid van Christus? In die vandagse tyd is almal vorentoe. As jy iemand afdruk en opgaan en gaan, dan is jy reg. Almal gaan oor baie ander dinge. Maar ons moet nooit die gesindheid van Jesus Christus vergeet nie. En ek wil dat elkeen van ons, dat ons iets sal leer vandag, en dat die gesindheid van Christus in ons lewens gevestig sal word. En Markus, my naam is Johannes Markus, ek is Johannes Markus, en ek is, my storie wil ek vir julle vertel, dat ek was 'n jong man gewees, toe het ek die eerste keer te doen gekry met die Bybel. My ma se naam was Maria, en my neef is Barnabas, en ek was jonk, soos ek sê, en die kerkmense, die Christene mense, Barnabas, Paulus en al daai, het altyd by ons huis kom, by die boventrek, hulle het kom bid hier hou, en terwyl ek nog jonk was, ek is Markus, Johannes Markus, en ek wil vir julle lees wat van Johannes Markus. Die eerste ding oor Johannes Markus, hy was 'n waterdraer gewees. Kom ek lees Markus 14 vers 11 tot 12. En op die eerste dag van die ongesuurde broode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom, die disippels sê vir Jesus, waar wil julle hê moet ons klaar maak vir die Pasga te gaan eet? En hy stuur toe 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe, en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom, volg hom. Die jong man wat die kruik water gedra het op daai oomblik, dis hy, Markus, Johannes Markus, dis ek. So die eerste keer wat hulle van Markus Johannes praat, is toe hy die kruik gedra het, en ek het gehoor, hulle het al gepreek daaroor, dat hulle sê, dis ongewoond gewees vir 'n man om 'n kruik te dra, en Jesus het al lank al vir my gesien, toe ek die kruik gedra het, en hy het vir my gesê, dat ek met die kruik gaan dra, en toe het hulle my gevolg na my ma se huis, en daar het hulle die Pasga gehou. So, my eerste ding, ek was 'n kruikdraer. Die tweede was, ek was ook 'n kaalnaler. Wat het gebeur, nadat hulle die Pasga gehou het, was ek daar teenwoordig, en Jesus en die disippels het na Getsemane toe gegaan, daar waar Jesus gebid het, laat sy sweet bloed geword het. Ek was ook daar gewees, ek Markus, die skrywer, Johannes. Hoe weet ek dit? Hoe weet julle dit? Kom ek lees vir julle. En 'n sekere jong man met linne doek om sy naakte lyf het hom gevolg, en die jong manne het hom gegryp, maar het weggehardloop. En die jong man het hom gegryp. Ek het weggehardloop toe ek sien dat hulle Jesus arresteer. So ek was eintlik 'n kaalnaler, die eerste kaalnaler in die Bybel. En ek was ook 'n droster gewees. My neef Barnabas het gesê ek moet saam met hulle gaan, en hulle gaan evangelisasiewerk doen, maar die werk was vir my te moeilik. Ek het gesien hoe swaar hulle kry, dis moeilike omstandighede waarin hulle bly, hulle was in 'n gevaarlike situasies, en die mense het hulle nie altyd aanvaar nie. Toe besluit ek, nee, ek moet gaan, ek moet tekkie. Johannes Markus het weggegaan, hy het gedros. Hoe weet ek dit? Kom ek lees. Markus 12 vers 25 sê, en Barnabas en Silas het van Jerusalem teruggekeer, nadat hulle diens vervul het, en hulle het Johannes Markus saamgeneem.
wat ook Markus genoem het. En toe wat het gebeur? En Paulus en sy metgeselle het afgevaar na Paphos en by Perge en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Johannes het gedros, hy sê nee, ek gaan nie weer saam met Paulus en Barnabas nie. Hierdie werk van die evangelie, hierdie werk om die evangelie te verkondig was te moeilik vir my. Ek hardloop weg. Dit is Johannes Markus. En hy het skeiding gebring. Die eerste skeiding in die kerk van die kerk van daai tyd was veroorsaak deur ek, Johannes Markus. Kom ek lees vir julle. En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem het, saamgeneem het, maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem, wat van Pamfilia af hulle verlaat het, en saam met hulle na die werk gegaan het nie. Saam met hulle, Paulus wil nie, hy sê nee, die man is 'n droster, een keer 'n droster, elke keer 'n droster, as iemand my drop, dan wil ek nie meer saam met hom gaan nie, en daartoe 'n verbittering ontstaan. Hierdie woord verbittering, dat 'n ewige bekleierery ontstaan, tussen Paulus en Barnabas oor Markus, die skrywer van Markus. So hulle was verbitter, sodat hulle van mekaar geskei het. Hierdie ding het eintlik 'n skeuring in die kerk gebring, dat Barnabas en Paulus geskei was, en Barnabas het Markus saamgeneem en Barnabas het toe sê ek sal jou saamgaan, maar Paulus het Silas gekies en afgereis nadat hy deur die broers aan die genade van God oorgegee was. So Markus, die skrywer, was 'n waterdraer gewees. Hy was 'n kaalnarer, hy was 'n droster, hy het skeiding in die kerk veroorsaak. Hoekom lees ek al hierdie dinge vir julle? Hoekom sê ek vir julle dit? Julle weet, dis nie altyd net die beste en die slimste en die wonderlikste mense nie. Die Bybel is reguit oor Markus, sy hele storie. Vandag wanneer ons mense in die ou tyd as jy mense arresteer, dan vat jy sy vingerafdrukke, dan het hy 'n lang rekord. As hier iemand is wat sê, maar ek kan dit nie doen nie, want ek is nie waardig om te doen nie. Luister wat het Markus gedoen. Markus was alles wat ek julle nou vertel het. So ek wil julle bemoedig, as jy iemand sit en sê, wat die Here het my geroep om vir hom te werk, maar ek kan nie, want ek was al klaar droster, ek het al klaar kaalnaar, ek het al klaar moeilikheid veroorsaak. Die Here gebruik mense soos Markus. Die Here gebruik mense soos vir my en vir jou en elkeen wat hier sit. Hoor wat ek sê, en ek weet ek praat met iemand in hierdie kerk vanoggend, sodat hulle kan weet, jy moet nie nooit dink nie, Here wil jou gebruik, kind van die Here. Maak nie saak wie jy is nie, waar jy vandaan kom. As ek ook my storieetjies kom vertel hierso, dan sal julle ook skrik, maar hier staan ek voor en die Here gebruik my vanoggend om vir julle te sê, maar moenie bekommerd wees oor jou verlede nie. God maak jou verlede skoon. Markus se verlede het God skoon gemaak. Kan ons sê amen daarop? Kan ons sê, ek gaan nou praat oor die gesindheid van Jesus, ek wil eers oor Markus praat. En Markus is die skrywer, ek wil net van 1 hoofstuk 1 tot 3, net 'n paar goedjies uit daar lees, wat is eintlik dan die gesindheid van Jesus? Jesus se gesindheid moet ons openbaar. Die kerk het die probleem om na mense te kyk. Terwyl ek nou hierso is, wil ek ook ietsie sê, maar ek sê dit met respek en alles, nee. Ek wil julle aanmoedig om hierdie 70x7 kursus te doen. Ek wil julle aanmoedig om hierdie kursus doen van consecration, toewyding aan God. En ek wil julle aanmoedig om dit te doen, en ek staan hier vanoggend, ek is 'n ou man, en die naweek het ek 'n oorring om my in laat sit. En weet julle wat het die oorsaak gewees? Een van die ouderlinge van die kerk het my gesê, maar dit hoort nie vir pastoor om so te wees nie. Jy kan nie so wees nie. Iemand het ewen my vrou gebel en gesê, jy moet praat met jou man. Hy is besig om sy image swak te maak. Jy moet praat met hom. En ek wou dit nie vertel het, maar ek wil dit vertel, sodat julle mooi kan hoor. Ek weet nie wie van julle dit gesien nie. Ek dink Dani het, ek weet nie of hy iets gesê het nie. Miskien sou hy gesê het, wel, wat gaan nou aan met die man? Is hy nou nie lekker in sy kop nie, of wat gaan aan? En
Hoor hy, dit het op die hele aand gepla. Hy het my gesien, maar hy het nie na my toe gekom nie. Gelukkig het iemand na my vrou toe gekom en gesê, praat met daai man, hy is besig om sy image sleg te maak, hier en daai. Nou wil ek julle vertel, niemand het my kom sê nie. Van my ander mense het my gesê, hulle is oplettend. 'n Ander kind het gekom en gesê, pastoor, jy nou aan die ander kant, of wat gaan nou aan met jou? Nou lag ons daaroor en nou wil ek vir julle sê en hoekom het ek dit gedoen. Ons het die kursus van consecration my vorige lewe toe ek jonk was. In die dae toe ek jonk was dit mos bell bottoms en stokepipes en al daai goeters en baie mense het oorbelle gedra daai tyd. Ek dink een van my broers het ook vir my gesê hy het dit gedra, maar dit was mode, né? En ek was in 'n ander organisasie gewerk. Die mode verander mos baie. Ek sien die mense dra nou weer kort hare. Ek praat van baie jare terug en ek dink van julle broers sal saam met my stem. En toe het die mense die algemene die stovepipes en bell bottoms en oorbelle en lang hare was in die mode. So dit was in die mode, maar ek was ek weet nie ek het undercover polisman gewees om mense te vang wat dwelms dra. En ek het ook 'n oorbel en ek het lang hare gedra, sodat hulle my nie kan uitken nie. Ek wil julle vertel, eendag was ek in die hof gewees en ek het getuig van 'n ou wat sommer dwelms aan my wil kom koop. En die landroos sê, maar wat 'n soort man is jy wat sommer want hulle die prokureur wil versagting vir die ou praat. Hy sê, nee maar, hoe kan iemand sommer na 'n polisman toe gaan en daar gaan hom te wil verkoop? En die prokureur sê vir die edelagbare, hy sê, edelagbare, maar ek dink, jy moet kyk na die man. En hy kyk my so, hy sê, nou verstaan ek wat jy bedoel. Toe het ek lang hare en 'n oorbel gehad. Maar nou wil ek julle vertel, hoekom het ek die consecration, ek wil graag lees uit Exodus 12. Exodus 12, ek gaan dit nou gou kry hierso. Lees ek dit julle, dan kry ek dit af van my af. Exodus, dit gaan oor consecration. In die Ou Testament baie van julle, ek is seker julle het dit nie al gelees nie. Kom ek lees of so. Exodus 12. Miskien moet ek dit net vir julle verduidelik. Die wette. Kom ek verduidelik vir julle. Wat het gebeur. Ons het gepraat, consecration het hulle gepraat oor 'n slaaf. Die tyd van die Bybel in die Ou Testament is 'n slaaf gekoop deur die eienaar en dan moet die slaaf 6-7 jaar by die eienaar werk en as hy 7 jaar by die eienaar gewerk het, dan is hy vry om te gaan. So ek praat nou van 'n geestelike ding. Die dag wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan word jy mos 'n slaaf. Hulle noem dit slave. Daar's 'n verskil tussen 'n slaaf en 'n diensknegt. En in die Ou Testament, nadat jy 'n slaaf is, dan bly jy 6 jaar, in die 6de jaar, die 7de jaar, dan laat jy vry, dan is jy nie meer 'n slaaf nie, dan kan jy gaan. En daar staan in Exodus, en as jy dan besluit, jy wil daar bly, permanent daar bly, dan skryf hulle daar, dan moet die eienaar jou vat voor die hof, en hy moet 'n els vat en in jou oor druk, dat daar 'n gat in jou oor is, dat almal kan sien, jy's nou 'n vrywillige diensknegt van daai man tot in alle ewigheid. So ek het besluit, ek wil vir ewig volledig
'n diensknegt van God wees en ek het 'n bewys gevat om te sê ek wil die in my oor sit sodat as iemand my kan vra dat ek vir hulle sê ek is permanent vir ewig en vir altyd 'n diensknegt van die lewende God. So dis hoekom ek oorwel dra. En as iemand nou, daar's niks fout met my nie, dis hoekom, maar ek gaan dit afval. Ek het selfs laat besluit, ek gaan dit afval. Dankie. As jy verstaan jy daar nie. Ek sal nou vir jou. Maar kom ons gaan aan oor wat ons nou wat ek wil met julle verpreek is oor en toe, maar met al hierdie bekleierery van Markus het daar wel vrede gekom. En in 1 Petrus 5 vers 12 tot 13 staan daar, maar Silvanus, dis lank na die bekleier, hierdie bitter ongelukkigheid en goed, deur Silvanus, die getroue broeder, soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan, om nie te betuig dat die ware genade van God is waarin julle staan. Die mede uitverkore in Babylon en Markus, my seun, groet julle. Paulus het vrede gemaak met hierdie ding en hy het hom gesê, Markus, my seun. So Markus het homself weer gaan bewys en hulle het vrede gemaak. En dis die belangrikste. Broers en susters, hoekom ek hierdie goed vir julle lees ook, ek wil hê dat elkeen van julle wat nie vrede het met mense nie, dat julle moet gaan vrede maak. Gaan maak vrede met jou familie, gaan maak vrede. Paulus het toe gesê, Markus, my seun, groet julle. Nou wil ek lees uit hierdie, wat is dit wat maak dat mens gesindheid, wat is die gesindheid van Christus? Kom ek lees saam Markus 1 vers 40 tot 41. Ek het julle gesê, ek gaan Markus 1 tot 3 lees. En daar kom 'n melaatse na hom toe, wat hom gesmeek het en voor hom op die knie val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en sy hand uitgesteek en hom aangeraak en gesê, ek wil word gereinig. Jesus het vir die man die gesindheid van Jesus om jammer te voel vir mense en hy het gesê, ek wil wees gereinig. So die eerste wat Markus van praat van mens vir wat gesindheid, die gesindheid van God, om jammer te wees vir mense. Dis vir my en jou, om te seker te maak, ons moet jammer wees vir mense, ons moet omgee vir mense, dit is die gesindheid van Jesus. Die tweede een is, kom ek lees weer verder wat Markus daar geskryf het. Markus het baie slim gegaan met die Bybel, wanneer hy oor hierdie goed gepraat het. Markus 2 vers 5, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die man, seun, jou sondes is vergewe. Hierdie gedeelte daar was 'n man wat baie siek was, en die 4 broers het hom gevat en hom by Jesus uit te bring. En hulle het 'n gat in die dak gemaak en hom laat sak. En toe Jesus die geloof van hulle sien, sê hy vir hulle, jou geloof en jou sondes is vergewe. As daar mense is waar julle voor kwaad is, dan moet julle hulle vergewe. Jesus vergewe ons sondes. Jesus vergewe my sondes 70x7. Ek wil ook ek wil julle aanraai om my kursus te gaan bywoon. So Jesus, die eerste wat hy gesê, ek dink 4 of 6. Die eerste is, hy was barmhartig vir hy man. Hy sê, ek wil jou gesond maak. Die gesindheid van Jesus. Die tweede een, jou sondes vir jou vergewe. Toe Jesus sê, jou sondes vergewe, julle moet dit gaan lees, was die mense baie kwaad. Sê, wie is hy? Waar kry hy die reg om mense se sondes vergewe? Hy is nou net 'n mens en die eintlik wat ons daaruit moet opleer. Moenie beklei, Jesus vergewe my sondes. En die woord van die Here sê, dat hy het ons mag gegee om te bind wat op die aarde is en te ontbind, om te bind, dan sal dit gebind wees. En Jesus sê vir my en vir jou, ons moet die sondes van die mense wat teen ons was, ons moet dit vergewe. Vergewe mekaar. Dit is die gesindheid van Jesus. Vergewe mekaar. En as daar mense is wat
kwaad is vir ander ene, vergewe mekaar. Wees barmhartig vir mekaar, vergewe mekaar. Kom ons lees nog wat sê Markus in Markus. Toe hulle geloof sien. En 'n ander een in Markus 2 vers 15, terwyl hulle in sy huis aan tafel was, kom daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel, want daar was baie en hulle het hom gevolg. Terwyl hy dis Jesus, was daar tollenaars en sondaars saam met Jesus. En die fariseërs en die skrifgeleerders het gesê, hoe kan hierdie man dan met sondaars aangaan? Hoe kan hy met tollenaars deur mekaar kom? Die Jesus aanvaar vir Markus, hy aanvaar vir my en vir jou, en hy sê vir my vanoggend hierso, hy sê dat ons moet mekaar aanvaar. Ek het julle al my storie vertel, toe ek net tot bekering gekom het, was die mense baie snaaks met my, hulle wil my nie aanvaar nie. Ons moet mekaar vergewe en ons moet mekaar aanvaar. Ons almal is nie dieselfde by die kerk nie. Daar's ryk mense en daar's arme mense. Ons moet mekaar aanvaar. Dis nie te sê mense moet nie verander nie. Dis die derde punt, aanvaar. En Jesus het mense aanvaar. Die Jode se wet was baie sleg. Hulle het gesê, jy mag nie eers met 'n sondaar, nie Jood praat nie. Die wette is baie erg en daar. Ek het 'n vriend wat erg is oor hierdie wette. Ek het nou die dag om 'n WhatsApp gestuur om 'n grappie met hom te maak. Het julle geweet dat die wet van Jode was so, dat hulle mag nie eers die eiers eet wat op 'n Sondag gelê is deur 'n hoender nie. Dis waar. En ek het vir hom gesê, Benno, ek het nou 'n probleem met jou, want hoe gaan jy nou weet watter eiers op 'n Sondag gelê en watter is nie op 'n Sondag gelê? Want daar by die winkel merk hulle nie die eiers wat nie op 'n Sondag. Hulle sê 'n eier wat op 'n Sondag gelê het is nie vir Jode nie, dit is vir ander mense. En hy sê hy's nou 'n Jood, so ek sê maar hoe gaan jy nou maak, want ek dink jy moet maar nou ophou eiers eet, want jy sal nooit weet of daai eiers op 'n Sondag gelê is of nie. En hulle sê jy mag ook nie in die spieël kyk nie op 'n Sondag nie. Kwaai wette gewees, nê? En jy mag nie met ongelowige mense, hulle mag nie eens met hulle praat nie, jy mag nie eens in sy huis gaan nie. Jesus kom en hy sê, my gesindheid, hy aanvaar die sondaars, hy aanvaar hulle, hy eet saam met hulle, hy was saam met hulle, en die fariseërs was kwaad en beklei, en Filippense sê, ons moet die gesindheid van Jesus aanvaar. Ons moet mense aanvaar. Jy moet nooit dink jy's beter as 'n ander mens, my broer. Die Bybel sê ook so en ek sê ook so. Hy wat dink hy kan nie val nie, jy kan ook net so val. Moenie neerkyk op 'n sondaar nie. Ek kyk baie keer dronk mense in die straat, dan sê ek, daar was dit ek. Dis ek daai, as dit nie genade van die Here was nie. Die kerk is hier om sulke mense te aanvaar en hulle help op die regte pad. Die kerk, dis die doel van die kerk. Ons kan nie beter, ek is nie beter as ander mense nie. En die vierde een, ons moet vreugde ook hê. Ons het gepraat. Ons moet vreugde word. Hoe kan jy 'n kind van die Here wees, maar jy is altyd dikmond? Markus 3 vers 1 tot 5. En hy het weer in die sinagoge gegaan en daar was 'n man met 'n verdorde hand en hulle het hom in die oë gehou of hy op die Sabbatdag hom gesond sou maak, sodat hulle hom kan aankla. Hoor nou, die mense, hulle was in die sinagoge en daar was 'n man met 'n verdorde hand, en dit is ook een van die wette wat hulle gehad het. Jy mag nie werk op 'n Sondag nie, die Sabbatdag nie, en hulle het gereken as jy iemand op 'n Sondag gesond maak, dan het jy werk gedoen. En hulle het hom en hy sê vir die man met die verdorde hand, staan op in hulle midde. Daarop sê hy vir hulle, is dit geoorloof om op 'n Sabbatdag goed of kwaad te doen en lewe te red of dood te maak? Maar hulle het net doodstil gebly. En nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het, Jesus was kwaad en hy tegelijkertyd bedroef was. Hy was kwaad en hy was bedroef gelyk gewees oor die hardheid van hulle hart. En hy sê vir die man, steek jou uit jou hand. En hy het sy hand uitgesteek en sy hand
is herstel, gesond, soos die ander een. Sy hand, het gesê, steek uit jou hand, en sy hand is, en daarna, as jy daarna lees, toe was hulle baie kwaad, en hulle het 'n plan gemaak, hulle het saam met die Herodiane gegaan, en hulle het plan gemaak om Jesus dood te maak. Hulle was so kwaad, omdat Jesus 'n man genees het op 'n Sabbatdag, dat hulle hom wil doodmaak. Jesus was barmhartig teenoor hierdie man gewees, en hy het hom genees. Markus 2 vers 18 en 19, en die disippels van Johannes en die van Fariseërs was besig om te vas. Toe kom hulle en sê vir hom, waarom vas die disippels van Johannes en die van die Fariseërs, maar u disippels vas nie? En Jesus sê vir hulle, kan die bruilofgaste dan vas, terwyl die bruidegom by hulle is? Solank as hulle by die bruidegom by hulle is, kan hulle nie vas nie. So Jesus het gesê, terwyl hy daar was, kan hulle nie vas nie, want daar was vreugde in hulle hart en vreugde in hulle lewe, en hulle het nie gevas nie, maar hy het wel gesê, wanneer ek weggaan, sal mense weer vas. So ons moet vas, maar ons moet ook vreugde in ons harte hê, en wanneer Jesus by jou is dit nie nodig om te vas nie, amen. So Jesus wil vreugde hê, hy wil hê, ons moet garra wees, ons moet bly wees, want Jesus is hier, Jesus is in die kerk, en ja, vreugde. Nou is ek het nog net 'n paar kies oor hierdie goede wat ek met u wil praat, en die een wat belangrik is om saam met mekaar in verhouding te wees. En daardie gedeelte staan daar, en Jesus het saam met hulle geëet. Kinders van die Here, verhoudings, as mens saam eet, dan bring dit verhoudings. Kan julle amen sê daaroor? As jy wil iemand, hoekom is ons bang om saam met mense te eet? Ek het gister 2 keer saam met mense geëet. Die eerste keer was ek by Western Area, en dit was die afsluit, toe hulle broodjies gemaak daar, worsrolletjies, lekker geëet en gesels. En die tweede keer het 'n ander broer van die kerk my genooi na hom toe daar by sy workshop, en ons het 'n worsie gebraai en 'n broodjie geëet, en ons het ons verhoudings by mekaar gebring. Sien julle wat sê die Here? Verhoudings, kom ons eet saam, kom ons, die gesindheid van Jesus. Dit was lekker geweest om saam met hom 'n broodjie te braai. Dit was baie lekker geweest, en toe ek by die huis kom, toe het ek nie geëet nie. My vrou was daarom nie te kwaad vir my nie, ek het haar mooi verduidelik, en sy het ook lekker kos gemaak. Ons moet saam eet, kinders van die Here, om die gesindheid van Jesus te maak. Ek het klaar gepreek, ek wil net gou afsluit met die goed, laat ons in ons gedagte hou. Die gesindheid van Jesus volgens Markus, ons kan dit alles lees, en dis net die eerste 3 hoofstukke, daar's nog baie ander dinge. Maar ek dink hierdie is belangrik wat Markus vir my en vir jou vanoggend sê. As ons die gesindheid van Jesus wil hê, dan moet ons ontferming hê vir mense. Dan moet ons mense vergewe, ons moet vergifnis hê, ek het dit vir julle gelees. En dan moet ons aanvaarding hê, ons moet mense aanvaar. Nie dink ons is beter as ander nie. Ons moet vreugde hê, ons moet verhoudings bou, ons moet barmhartigheid toon aan mense, en dit is wat ek vir julle vanoggend sê, gelei deur die woord van die Here. Dit is wat die Here wil hê ek en jy moet doen. Gaan ons dit doen? Die Here sal ons help om dit te doen, nee. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, dankie vir die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dankie Here dat die evangelie nie eintlik regtig moeilik is nie, dat dit eintlik maklik is. Here, ons wil kom vanoggend, en ek wil bid, en ek wil my broers bid, en ek wil u vra om ons te help, dat ons die gesindheid, the mind of Christ sal hê, en dat ons hierdie dinge wat ons geleer het, deur hierdie man Markus, wat in die Bybel geskryf is, hy het dit opgeskryf vir my en vir jou vanoggend, Here, dankie dat hy dit vir ons gedoen het vanoggend, sodat ons kan leer, en help ons, dat ons die gesindheid van Jesus openbaar, dat ons verander het in die naam van Jesus, amen en amen, 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 amen. Ek wil net vir julle sê, kom ons doen dit, en julle sal sien hoe sal die vir ons lewens verander. Ons maak die lewens vir onsself onnodig moeilik, omdat ons nie die gesindheid van Jesus het nie. En ek wil dankie sê vir elkeen, hier is mense hierso, en almal van julle, meeste van julle het die gesindheid van Jesus. En as ons almal die gesindheid van Jesus het, sal julle skrik, hoe vinnig sal hierdie kerk vol word. Amen.
Dankie vir elkeen. Dankie vir elkeen se bydrae. Dankie, ek is baie lief vir elkeen van julle. En dit is vir my 'n groot voorreg om die goeie nuus, die evangelie van Jesus en die gesindheid van Jesus in die Bybel. Maar as julle net in die Bybel Filippense en oral, daar wys hulle die gesindheid van Jesus. Aanhoudend, en dit is eintlik dis nie rocket science nie, die gesindheid van Jesus is baie eenvoudig. Hy het die voorbeeld vir ons gestel, Jesus. Ek wil afsluit om weer die eerste versies te lees wat ek gelees het, Filippense. Kom ek lees net dit weer, en dan gaan ek julle in vrede agterlaat. Mara het gesê ek moet gou praat, sy wil huis toe gaan, soos moeg. Want hierdie gesindheid moet ook in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. God het Jesus gestuur as 'n verteenwoordiger van God en hy het homself as mens gelyk geword en die gedaante van 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te wees tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Jesus het vir my en jou aan die kruis gesterwe. Hy het sy hele lewe vir ons gegee, sodat ons sy gedaante, sy image kan openbaar in die lewe. Amen. Good preaching. Good preaching. Kan julle amen sê daarop? En dis die Here. Niks met my uit te waai nie, dis God. En ek bid vir elkeen van julle, kom ons sluit ons so, Here, dankie terwyl ons so lees en Bybel lees en God teenwoordig is en God vir ons uit sy woord uit leer wat is die gedaante van Christus. Wil ek bid dat die Gees van die Here praat met elkeen wat hier sit in die teenwoordigheid van die Here. En as daar van hierdie gesindhede is wat nie in ons is nie, Here, die Heilige Gees sal ons oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En elkeen wat hier is, wat nie die gedaante het nie die image nie. Dankie dat die Gees van die Here dit aan hulle openbaar nou. En dat ons dit reg sal maak met God. En dat ons sal doen wat die Here vir ons sê, sodat die kerk van die Here kan vorentoe gaan in die naam van Jesus. Amen en amen.